Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, kom ons sing vanoggend as 'n loflied saam, Psalm 46. Psalm 46 en ons gaan saam sing vers 1 en ook vers 6. En as u luister saam met my na die woorde van die 6de vers, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees, my sal die nasie sien en eer of sidderend vir my oordeel vrees. Die Heer sal ingevaar, sy leers om ons skaar, oneindig in getal. Die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Kom ons sing vers 1 en 6 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, nadat ons na die wet van die Here geluister het, sing ons gesang 64 vers 1, en nadat ons geloof bely het, gesang 64 vers 2. Ons gaan vanoggend luister na die opsomming van die wet van die Here volgens Lukas 10. Lukas 10. En ons lees saam vanaf vers 25. Lukas 10 vanaf vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?
En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons tema vir vanoggend se diens is hoor die stem van die Here. As ons dan kyk na Jesaja 1 vers 18 en 19, dan staan daar kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En dan die volgende woorde, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Luister en hoor die stem van die Here. Hoe kan ons daarop antwoord? Daarom gaan ons vanoggend die 12 artikels in ons harte saam bely, omdat ons daardeur sê wat ons glo. Sê die woorde in u hart soos volg saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen.
Ons almagtige drie-enige God. Heilig is u groote naam. Standvastig is u weë. Groot is u verlossingsplan gewees en is en sal altyd wees. En hier staan ons as sondaars voor u. En ons wil ons skuld bely. U weet presies wat het ons die afgelope week gedoen wat verkeerd is. U weet presies waarmee ons gedagtes, ons hande, ons monde besig was. Ons wil stil raak voor u en vra. As ons na u stem wil luister, wil ons uitroep en smeek en vra, praat met ons, Here. Laat ons hoor. Maar laat ons ook u stem ken. Ken omdat ons vir u lief is. Ken omdat ons u genade leer ken het en verstaan, maar sonder u genade, wat het ons in die lewe om aan vas te hou? En daarom raak ons stil. Dat u woord, deur die kragtige werking van die almagtige drie-enige God, ons lewens sal verander. En dit bid ons alles in u naam alleen. Jesus Christus ons koning. Amen. Liewe gemeente, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanoggend vanuit die evangeliebeskrywing volgens Johannes. Johannes 18 vers 28 tot en met hoofstuk 19 vers 16 gaan ons saam lees. Johannes 18 vanaf vers 28. Ons is nou in ons lydingstyd. Oor net minder as 2 weke gaan ons die voorreg hê om weer op Goeie Vrydag aan die nagmaalstafel aan te sit. Nou kom ons luister met daardie gedagtes na Johannes 18 vanaf vers 28. Toe neem hulle Jesus van Kajafas na die goewerneur se paleis. En dit was vroeg in die môre en hulle het self nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle hul nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die Pasga kon eet. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in? Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie, sodat die woord van Jesus vervul sou word, wat hy gesê het, om aan te dui hoedanig dood hy sou sterwe. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, sê u dit uit u self, of het ander u dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning?
Jesus antwoord, U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die Pasga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Toe skree hulle almal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp en gesê, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skree hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer bevrees geword. En weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, van waar is u? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? Jesus antwoord, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorlewer groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskree en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreëus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skree, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerstes antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vers 37 is ons teksvers. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, elkeen wat my stem hoor, die stem van Jesus Christus, die waarheid wat hy kom leef het, kom verkondig het, voorgestaan het in hierdie wêreld. Die waarheid waarvoor Pilatus nie eers wou opstaan nie. Die waarheid wat die mensdom vandag ook maklik vergeet. En vir hierdie waarheid het Jesus skuldig gestaan. Vir hierdie waarheid is hy uitgelewer. Hy moes gestraf word. En hy moes gestraf word sodat ons wat vandag hier sit, nie daardie straf hoef te dra nie. En daarom gaan ons vanoggend na hierdie gedeelte kyk met twee gedagtes. En die een is, maar Jesus moes skuldig gemaak word. Dit moes so gebeur het. Maar die tweede, niks kon in die pad van God se verlossingsplan staan nie. Ons wil 'n gedagte in die middel los om net te begin dink oor hierdie gedeelte. Het u al dit ervaar dat iemand u beskuldig van iets wat jy glad nie gedoen het nie? En jy weet nie in jou binneste hoe om dit te hanteer nie. Aan die een kant wil jy vuis slaan, aan die ander kant wil jy stil bly. Aan die een kant wil jy weghardloop, aan die ander kant wil jy uitroep en sê, nee, dis nie waar nie. As ons kyk na hierdie gedeelte en ons wil dit opsom met een woord, dan kan ons daardie woord noem uitlewering. Want Jesus moes uitgelewer word, sodat Barabbas vrygelaat kon word. Jesus Christus moes uitgelewer word, sodat die waarheid, wat die woord van God aan ons verkondig, vir ons die waarheid is. As ons weer na ons geleesde gedeelte kyk, dan sien ons in vers 33, waar Pilatus vir Jesus 'n vraag vra, is u die koning van die Jode? Maar Jesus se antwoord was sekerlik nie een wat Pilatus verwag het nie. Hoor wat is Jesus se antwoord in vers 34, sê u dit uit u self, of het ander u dit van my gesê? Geliefdes in die Here Jesus Christus, as ons vanoggend in Pilatus se skoene gestaan het, wat sou ons antwoord op hierdie vraag gewees het? Sê ons dit self, of sê ons dit omdat iemand dit vir ons gesê het? Is ons kind van God omdat ons in die geloof streef daarna om vas te hou aan die verlossing van Jesus Christus? Of streef ons maar daarna om net ons gewetens te sug? Dat hierdie gewete stilgemaak moet word, sodat ons maar kan aangaan met ons lewens. Die ander evangelie beskrywing soos Matteus, Markus en Lukas, waar Johannes eers later by die stilswye van Jesus uitkom, kom die ander vroeg daarby uit, dat Jesus nie 'n antwoord gegee het nie. Met hierdie stilswye aanvaar die Here ook sy uitlewering. Hy aanvaar ook dat hy skuldig gemaak word.
Hoekom was die Here bereid om dit te doen? Kom ons dink net vir 'n oomblik die verlossingsplan wat God deur Jesus aan ons verkondig. Dit het in die begin van die woord al begin. In die begin van die woord waar daar verkondig word dat die slang se kop vermorsel sal word. Hoeveel keer het die volk by daardie punt uitgekom waar God die verlossing nie net vir hulle beloof nie, maar vir hulle gewys het. Dat Jesaja 53 vers 7 die volgende kon sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hoekom nie? In 1 Petrus 2 vers 23 staan die volgende, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgelaat het aan hom wat regverdig oordeel. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die owerpriesters, die mense, kon hier Jesus oorlewer. Hulle kies 'n man wat betrokke was by, hy word beskryf as 'n rower in die ander evangeliebeskrywings, wat deel was van 'n moord wat gepleeg is. So hy was in die tronk omdat hy skuldig was. En dan kies die mensdom hom om vrygelaat te word, in die plek van hom wat onskuldig is. As ons dit in gedagte hou, dan kan ons verstaan wat daar vir ons gesê word in die woorde in Jesaja 53, dat Jesus die lydende knegt was. Maar nou, watter innerlike lyde moes dit nie vir Jesus gewees het nie. Hy kom aarde toe. Hy word mens om vir die mense sonde kom sterf. Maar dan is dit die mens wat skree, kruisig hom. Hy kom aarde toe om die verlossing van God te kom verkondig. Maar die mens kies 'n man wat geroof het. Hy staan met 'n doringkroon en 'n purperkleed aan. En daar word met hom gespot. 'n grap gemaak met hom. Terwyl hy ure daarna aan 'n kruis gaan hang. Vir ons sondes. Oor minder as 2 weke gaan ons weer aan die nagmaalstafel aansit. En een van die betekenisse van die nagmaal is dat die bloed van Jesus Christus ons skoon gewas het. Wat sou ons vanoggend vir mekaar gesê het? As ons moes weet, ons gaan met ons bevlekte, sondige liggame voor God moet gaan staan. En nou kom Jesus, en hy swyg en hy dra ons skuld, sodat ons nie veroordeel word nie. Sodat ons nie voor God met ons bevlekte liggame moet gaan staan nie. Skoon gewas. Skoon gewas voor hom wat jou hele wese ken, wat jou gedagtes ken, wat jou werk ken, wat jou woorde ken. Skoon gewas om sy naam te gaan verheerlik. Liewe gemeente,
Niks kon in die pad van God staan nie. Ja, in ons geleesde gedeelte lyk dit asof die mens baie mag het. Die mens kan kies. Die mens kan Jesus Christus veroordeel. Die mens kon uitroep en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus het probeer om vir hom in te tree. In vers 38 staan daar, Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Onskuldig voor 'n wêreldse regter, maar tog uitgelewer. Die mense was hier vir Pilatus belangriker gewees. Want as hy nie doen wat hulle sê nie, dan gaan hulle hom verwyder uit die belangrike posisie wat hy beklee. En dan kom hy met die woorde om homself te verontskuldig, doen julle maar met hom wat julle wil. Ek was my hande in onskuld. Liewe gemeente, dis ons koning wat daar staan. Dis ons koning wat vandag oor ons lewens regeer. Wat oor ons lewens heers. Of moet ons dalk sê, veronderstel om dit te doen. Wanneer ons tema vanoggend is, hoor die stem van Jesus. Geliefdes, Jesus gee hier 'n baie belangrike gedagte wat hy sê, as ek van hierdie wêreld was, sou my leer nie vir my beklei het nie, sou hulle my nie verdedig het nie. Maar aan die ander kant is dit ook 'n klap in hulle gesig, want hy is hulle koning. Maar hulle verdedig hom nie, hulle lewer hom uit. Hy is die verlosser, die Messias wat in die wêreld sou kom, maar hulle lewer hom uit. Watter impak het die feit dat Jesus Christus vir ons hier die waarheid verkondig, dat hy nie van hierdie wêreld is nie. Dat hy hier, dit wat hy verkondig het vroeër, voordat hy gevange geneem is, dat hy besig was om dit uit te leef as verlossing van ons sondes. Ons staan in 'n nuwe verhouding tot God as gevolg van ons koning. Ons gaan vanoggend weer die voorreg hê om 2 manne as diakens te bevestig. Konstant en Hannes. Ons hemelse Vader het vasbepaal wat met Jesus moes gebeur het. As julle ooit vir julleself die vraag afvra, maar wat moet ek as 'n diaken doen? Gaan verkondig dit. Ons is so geneig om in die kerk op 'n punt te kom om te sê, die diakenamp is nie meer so belangrik nie, want ons kollekteer mos nie meer nie. So wat doen hulle eintlik? Maar ons besef nie hoe belangrik dit ook is, dat hierdie broeders wat diakens is, die waarheid moet gaan verkondig nie. En die taak wat op hulle skouers gelê word is, in diens van barmhartigheid.
om die liefde van God in Christus te gaan uitdra. Daarom is julle taak so belangrik. En jy kan dit alleenlik doen, as die verlossing van Jesus Christus, dat hy bereid was om daar in ons plek te staan. Die waarheid is wat in jou hart groei. Ons behoort aan hom. Ons is kinders van God gemaak, om na die waarheid te luister, om die waarheid te hoor. In hoofstuk 19 word dit verder uitgebeeld, wat het hulle met Jesus gedoen? In vers 2, en die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp. Hulle maak 'n bespotting van hom. Maar hy is ons koning. Hy is Jesus Christus wat in ons plek kom sterf het. Die vraag wat ons het is, hoe lief het ons die Here op grond van dit wat ons vanoggend hoor? En ons gaan 'n voorbeeld of twee vir mekaar noem. Die wonderdade wat Christus gedoen het. Wat is ons antwoord daarop? Nee, dis maar net verhale. Dis maar mites. Net laat ons kon verstaan, Jesus is sterker as die gewone mens gewees. Nee. As hy vir iemand gesê het, gaan weg, jou geloof het jou gered. En hy het sy melaatsheid gesond gemaak. Hy het haar bloedvloeiing genees. Hy het sy oë oopgemaak dat hy kon sien. Hy het sy verlamde liggaam weer laat opstaan. Hy het 'n dogtertjie uit die dood uit laat opstaan. Hy het Lazarus uit die graf uit laat kom. Terwyl die antwoord van die mens was, moet dit nie doen nie, hy ruik al, hy's al soveel dae dood. En hy laat hom opstaan. Weet jy, die wonderdade van Jesus Christus moet ons laat eintlik in verbuistering laat staan, want dit is so groot en almagtig dat niemand anders dit kan doen nie. Maar weet jy, ons as mens draai so maklik om en ons vergeet dit. Ons draai so maklik om en ons hoor byvoorbeeld, daar moet 'n ekstra dag afgegee word vir een of ander rede. Maar nie 'n Bybelse rede nie. Ons staan baie maklik op en sê, dankie tog, nog 'n vakansiedag. Hoeveel van ons het die kalender van hierdie jaar geneem en gekyk en gesien, van Paasnaweek af tot in die begin van Mei maand, kan jy amper die hele tyd met verlof wees met enkele dae se verlof wat jy insit. En ons het dadelik vir mekaar gesê, waarheen gaan ons? Wat gaan ons doen? Waarmee gaan ons besig wees? Of het ons 'n rooi kring om Paasnaweek getrek en gesê, ons gedenk die dood van Jesus Christus, maar ons gedenk sy opstanding. Want dis die waarheid wat die woord ons leer. Dis die waarheid wat ons kan gaan verkondig. En dis die waarheid wat die Here in ons harte vas lê om van te leef. Pilatus het bang geword toe daar gepraat word van Jesus
wat koning is. Hy het bang geword. Ons hoef nie bang te wees nie. Hy het hierdie lydingsweg geloop tot by die kruis. En dan hang hy aan die kruis, dan vra hy nog, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar aan die kruis, sy verlossingswerk, wat nog steeds uitgevoer word, vir 'n misdadiger wat langs hom hang. Sy verlossingswerk, wat vir elkeen van ons tot vertroosting moet dien. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons berei onsself weer voor, om oor 'n week en 'n paar dae aan die nagmaalstafel te kom aansit. En wanneer daar die brood gebreek word, wanneer daar die wyn gedrink word, dat ons in skaamte ons hoofde wil laat sak en sê, dankie Here, dankie dat ek u stem kan hoor deur hierdie tekens. Dankie dat die waarheid my leer. Dankie dat die waarheid ons dra. Dankie dat ons u kinders kan wees. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, verlede naweek kon Konstant en Hannes nie hier wees nie, en daarom gaan ons vanoggend voort om hulle in hierdie amp dan te bevestig, en daarom vra ons Konstant Bester en Hannes Wessels dat julle hier voor die kansel sal kom staan. Ons het die voorreg om vanoggend te kan antwoord op sekere vrae. Maar kom ons hoor van die formulier vir die bevestiging van ouderling en diakens. Wat leer die Here ons oor die amp wat ons gaan beklee? Volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik priester, profeet en koning. Die Here Jesus Christus het hierdie 3 ampte in homself verenig en kragtens ons verbondenheid aan hom en gevul met die Heilige Gees as hy beklee elke Christen ook die ampt van gelowige as profeet, priester en koning. Wat beteken dit? Dit is nou nie meer afsonderlik nie, maar saamgevoeg en ons beklee hierdie ampte. Uit die Nuwe Testament blyk dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van die 3 amptsterreine funksioneer. Die leraar profeties, die diaken priesterlik en die ouderling koninklik. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Wat is die vereiste vir die ampt wat julle gaan beklee? Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word en wat die Heilige Skrifte voortdurend ondersoek. Verder moet 'n amptsdraer onberispelik wees, die man van een vrou, nugter,
ingetoe, fatsoenlik, gasvry, in alle opsigte betroubaar en sekerlik die belangrikste, en met die Gees van God vervul wees. Nou geliefde broeders, na ernstige gebed tot God, is u tot hierdie amp as diaken verkies, en omdat daar geen wettige beswaar teen u leer en lewenswandel ingebring is nie, gaan ons nou voortgaan om u in hierdie amp te bevestig. Ons het nie ouderlinge vanoggend nie, maar ek persoonlik is baie lief daarvoor om nog steeds die gedeelte van die ouderlinge te lees, sodat ons ook kan hoor wat is hulle verantwoordelikheid met wie ons saamwerk. Die ouderlinge dra as opsieners en rentmeesters van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van die gemeente. Hulle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Christus moet gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet hulle herderlike taak uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet hulle die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord en in hulle geloof versterk. Hulle moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelik is en die onverskillig is, moet hulle in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet hulle teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Hulle moet ook ag gee op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra mag word nie. Ons lees daarvan in Handelinge 20 vers 29, waar die apostel waarsku dat goed gewaak moet word teen die wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Hulle moet waak oor die erediens. Hulle moet waak oor die onderhouding daarvan. Met ywer moet hulle werk en met oorgawe werk aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Hulle moet toesig hou oor die suiwere bediening van die woord en sorg dra dat die sakramente nooit ontheilig word nie. Maar nou julle twee as diakens, van die instelling van die diakenambt wat voortvloei uit die barmhartigheid van God, waarmee hy sy skepping onderhou, lees ons in die Handelinge van die apostels. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes behartig. Hulle het die gawes wat gegee is ontvang en aan elkeen uitgedeel volgens hulle behoeftes. Maar toe sommige weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat in besonder die bediening van die armes moes behartig. En van die tyd af is die diakenambt in die kerk onderhou. Gaan lees gerus Romeine 12 en 1 Korintiërs 12. Die diakens moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word, versamel en bewaar. Hulle moet ook nougeset sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en sover moontlik bestry. Hulle aanbehels ook die uitdeling wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom. Verder is dit goed dat nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met trooswoorde uit die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid, in navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here, soos wat daar in Jesaja 53 staan.
Verder is die taak van die diaken om diens te verrig by die viering van die nagmaal en by die erediens. Nou geliefde broeders, julle moet nou op die volgende vrae antwoord en ons vra asseblief dat julle ook hoorbaar sal antwoord voor God dat julle bereid is om hierdie ampt te aanvaar en so in God se diens te staan. Is u daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besondere ampt geroep het? Aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid en verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, so saamgevat in die 3 formuliere van eenheid. Beloof u om u ampt, soos dit aan u voorgehou is, getrou te vervul, as diakens in diens van barmhartigheid. Beloof u om tot eer van God te lewe en om u aan die kerklike regering opsig en tug te onderwerp. Constant Bester, wat is hier op jou hoorbare antwoord? Ja. Hannes Wessels? Ja, dominee. Broeders, hier is ook 'n vermaning wat vir ons 'n duidelike vinger wys van wat ons moet doen. Geliefde broeders, wees getrou in die dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrifte. Wees 'n voorganger vir die hele gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die nakoming van jou roeping. En dan, liewe gemeente, ontvang hierdie amptsdraers as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle en werk met hulle saam. En stel jouself ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Jesus Christus. Kom ons raak stil voor die Here en bid saam. Ons almagtige drie-enige God, dit is so groot geleentheid om hier te kan staan en ja te antwoord. Een broeder wat herverkiesbaar is en wat geantwoord het, ja, hy is bereid om aan te gaan. Nog 'n broeder wat hierdie ampt aanvaar het, wat hierdie roeping gehoor het en wat ja geantwoord het, omdat hy u stem ook gehoor het. Ons bid vir hulle twee, saam met hulle gesinne, saam met Sunay en Yvette, en hulle twee gesinne en hulle kinders, dat hulle werklik sal weet, maar U is die een wat vir hulle middele gee, U is die een wat vir hulle tyd gee, U is die een wat hulle opgewonde maak om in 'n huis in te stap en die evangelie te gaan verkondig. Hulle moet net opstaan en dit doen. Hoeveel keer getuig ons daarvan dat ons in 'n huis kan instap en ons ervaar die liefde van God wanneer ons oor die woord praat, wanneer ons oor mekaar se nood praat, wanneer ons oor die worstelstryd praat wat ons elke dag ervaar, en waar ons U naam saam kan verheerlik. Dankie dat U hulle gestuur het.
Dankie dat ons gemeente getuies kan wees van hulle antwoord vanoggend. Dankie dat ons as gemeente ook met ons harte voor U kan kom staan. Kan vra dat U ons gebede sal hoor. Want vanoggend wil ons in besonder bid vir oom Pieter en tannie Mariet, nadat haar ma ook Dinsdag oorlede is. Vertroos U hulle. Lei U hulle. Wees U die een wat hulle in liefde toevou, sodat hulle krag het om te kan aangaan. Ons wil vir U dankie sê. Op ons afkondigings is daar 'n man se naam wat werk, wat 'n gevaarlike werk doen. En ons so vir sy gesin en alle gesinne wat kinders en familielede het wat in die buiteland werk. En vanoggend is hy hier in die kerk. U het hom beskerm. U het vir Michael weer huis toe gebring. En wanneer hy weer moet vertrek, lei hom dat hy sal weet, maar maak nie saak waar hy in die wêreld is nie, U is met hom. U lei hom en U dra hom. Dankie dat ons as gemeente voor U kan kom kniel en vra, seën ons asseblief dat ons sal hard saamwerk. Dat U naam en U eer voorop alles sal staan. En dat ons U Here Jesus sal dien as die koning van hierdie gemeente. En dat U sal regeer ook oor hierdie gemeente. Maak ons asseblief gehoorsaam om na U stem te luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe broeders, ek gaan nou vra dat oom Johan en Jandrey saam met my vir julle 'n handdruk kom gee en sê geluk. En daarna vra ons dat julle net daar waar julle staan sal omdraai na die gemeente toe. En ons wil graag vir julle sing Psalm 134 vers 4. Want hoe kan ons hierdie taak aanpak as konings, priesters en profete in diens van die Here, as dit nie onder sy seënende hand is nie. En dis wat ons vir julle toebid, dat julle dit ook sal ervaar. Hannes, baie geluk. Jy's nou nie op die kerkraad, wat 'n voorreg. Vir ons, eerstens, dat jy saam met ons kom werk. Mag jy dit beleef, dat hierdie kerkraad vir jou soos 'n familie word. Dat dit vir jou 'n geestelike tuiste is onder hierdie broeders, waar jy ook jou hart en jou roeping kan uitleef. Baie geluk. Konstant, jonge broer, tweede termyn, wat 'n voorreg. Jy doen soveel in die gemeente. Is dit jou derde dienstermyn? Ai. Broer, amper elke vergadering is jy hier. As daar werk uitgedeel word, dan laat sak so na jou kop en jy steek jou hand op. Maar dankie vir jou bereidwilligheid. En baie seën vir hierdie besondere geleentheid, dat jy nog 'n dienstermyn vir die Here kan werk. Baie geluk.
Liewe gemeente, gun my die oomblik om vir die wet en Sunay en julle as gesinne te sê, baie geluk. Ons manne probeer ons bes, maar baie dikwels is dit juist die vrou agter ons, wat ons motiveer en aanhou, dat ons taak kan doen. Baie geluk vir julle ook, as gesinne. En ek wil vanoggend in besonder as daar familie en vriende is ook sê geluk, want met hierdie besondere geleentheid het ons ook die voorreg dat daar in die kerk 3 geslagte is wat vandag saam kan getuig dat Constant weer die amp aanvaar het. Sy oupa ook Constant is hier, dan Klein Brand, en dan 10-1 gaan sy ouers wat in Amerika is, bietjie later die diens kyk op die internet. En ons wil vir hulle ook sê, ek kry gereeld Sondag 'n boodskap, wat ook vir die gemeente dankie sê, vir die uitsendings en dat hulle daarna kan kyk. En hoe wonderlik is dit, dat ons reg oor die wêreld mense se harte kan aanraak. En ons wil ook vir Corneille en Brusilov daar in Amerika sê, baie geluk met hierdie geleentheid. Liewe gemeente, kom ons gebruik hierdie kans, hierdie oomblik, om ook ons dankoffers vir die Here te gee, omdat ons na sy stem luister. Liewe gemeente, kom ons sing met dankbare harte saam gesang 182. Gesang 182 en ons gaan sing vers 1 en vers 2. Kyk saam met my na die woorde van die eerste vers.
Jesus lam gelei ter slagting, U oorwin vir ons die dood. Jesus prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood. Drink die beker van verraad, word deur mens en God verlaat. 1000 maal, o Heer, bring ons daarvoor dank en eer. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy vrede oral waar jy gaan, omdat ons na die stem van die Here luister. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, net vinnig namens die kerkraad 'n paar afkondigings. U weet nou, in vakansietye het ons nie verbondsonderrig of 'n aanddiens nie. Volgende Sondag hervat ons weer die verbondsonderrig en die aanddiens wat dan plaasvind. En volgende Sondag gaan daar ook 'n deurkollekte wees vir kinders van die lig. Nou, ons herinner u elkeen daaraan dat ons kerkraadsvergadering die 16de April om 7 uur gaan plaasvind. Ons ouderlingraadsvergadering 14 April om 7 uur en ons diakonie vergader die 13de April na die erediens in die Maranatha lokaal. Dan onder verjaarsdag wil ons vir almal sê, baie geluk met u verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees, in besonder vir Tannie Ina Venter wat 80 jaar oud word, en dan ook, en ek kan nou nie, ek weet nie of hulle vanoggend hier is nie, Michaela Pearson. As sy hier is, kan sy gou opstaan. Nee, sy is nie hier nie. Hulle kuier bietjie. Nou vir Michaela, oupa en ouma sê vir hulle ook baie geluk en dat sy 'n heerlike verjaarsdag het. Bederf haar asseblief, dis nou môre en geniet die dag saam met haar.
Dan, liewe gemeente, onder voorbidding, ons lysie, jy sien die name, dan wil ons in besonder vir Tannie Mariet sê, baie sterkte. Haar moeder is nou Dinsdag oorlede op die ouderdom van amper 93 en mag die Here u vertroos en krag gee ook vir die pad wat voorlê. En dan, soos jy in die gebed gehoor het, Michael Goldschach, ons as gemeente bid vir die mense van ons lidmate wat in die buiteland werk. En 'n mens besef, dis 'n baie gevaarlike werk wat jy ook doen as sekuriteit op hierdie MSC skepe. En is vir ons met 'n blye hart om te sien jy's vanoggend hier en dat jy saam met die gesin weer bietjie kan wees, maar ons bid ook vir jou wanneer jy moet teruggaan. Dan, liewe gemeente, Michael se ouma, Tannie Chrissy, is ook ernstig siek en ons wil haar ook in die gemeente vra dat ons haar in ons gebede ook dink. Ons program vir die week, maandag aand, is daar 'n finansiële kommissie vergadering. Asseblief wees almal daar. Dit is dan woensdagoggend 8uur oggendbiduur en dan 9uur Bybelstudie. Ons is besig met die boek Hebreërs, so as u wil inskakel, asseblief kom woensdag en kom wees deel van die Bybelstudie. En dan ons dakverfprojek gaan nog steeds voort. Ons vra asseblief dat ons tot einde Mei ook hierdie projek sal ondersteun. Ons moet ons dak verf, hy moet behandel word, dit is besig om te roes, nie net die kerk nie, maar ook die saalgedeelte. So kom ons ondersteun ook hierdie projek. As jy enige inligting wil hê, kan jy ook met Lucy praat daaroor. Ons jeuguitreikgeleentheid die 10de Mei en dan volgende Sondag nie, die 11de Mei se aanddiens gaan die jeug, nou dit is ons werkende jeug en die matrikulante kan ook daar inskakel. Dan gaan ons so 'n bietjie saam kuier en ken mekaar speletjies speel, so groot asseblief ondersteun ook hierdie geleentheid. En dan ons kinders, die 23ste Mei, gaan ons daar by oom Jandra en tannie Bianca Lansberg se huis kuier, maar ons gaan deurnag. So ek soek baie maats wat my kan help, dat ons hulle daai nag wakker hou, dat hulle niks kan slaap nie. So groot asseblief, kinders, onthou die 23ste Mei van hierdie geleentheid. Dit is ons afkondigings vanoggend, baie seën en voorspoed vir u vir die week wat voorlê.